Goeiedag, jy is ingeskakel hier op Mense Nul Stories. Saam met my Natasha Fick, dis altyd vir my voorreg om saam met jou te kan kuier. Altyd lekker om nuwe stories te kan hoor en ook nuwe mense saam met my in die ateljee te kan hê. Nou vandag het ek vir Ronald May saam met my in die ateljee en hy kom deel sy stories saam met ons. Hallo Ronald, hoe gaan dit saam met jou en goed om jou hier te kan hê? Hallo Natasha, vir my is dit 'n goddelike voorreg om vandag hier te kan sit. My naam is Ronald May. Ik is oorspronkelijk van Grabouw in Rooidakke. Ik is een recovered drug addict en ex-bindelen. En ik de prijs niet te jaren wat net is vandaag. Amen, amen. Nou ek sê altyd Ronald, die is 'n program waar ons stories kan kom deel. Ek sê altyd elkeen van ons het 'n storie. Almal het 'n storie. Ons kan nie net sê het ons gelewe en het ons gesterwe en niks het daar tussenin gebeur nie. Iets het gebeur daar in daai streepie in. En jy is so besig, jy het my nou so 'n bietjie vertel, 'n bietjie agtergrond gegee van jou getuienis en van jou storie. Nou vertel vir ons gou so 'n bietjie, waar het jou lewe 'n draai met jou kom loop of waar het alles uitmekaar geval in jou lewe? Natasha, dat was in die vroege 90 jaren geweest. En ons was uitgezet bij een fabriek, die wat oude molen in Grabouw zat. Dat is nog Highlands Kening geweest, aan de tijd een keenfabriek. Mijn ma en mijn pa was werkzaam geweest en die plek is bankroet geraakt. Andere mensen die plek gekoeld. En toen moesten mensen naar die grond verlaten. En toen tussen huizen ook een rooidakken gekregen. En daar was gebleven en dingen was net niet weer diezelfde geweest. Want mijn broer was uit de huis, die oudste. Ons was net 2 ziens, dus was 4 zusters dat was bij het. En mijn ma's zuster se kinders het bij ons gebleven. Mijn pa had aan die drink begin raken, hij had ook niet meer begin werken. En mijn ma moest toen alles proberen stand toe en zij kan niet alles alleen doen het. Ja. En zij begon verder braken, want mijn pa had handgemeen op me na geweest en zo. Dingen was niet te lekker nie. En ik het begin te met verkeeren voor een aanmerking. Ik was bijna jong geweest. En ik had die oude broer gehad wat ik kan het maaien of zo in mijn leven niet. En binders was voor mij in die plek in die jaren, 90 jaren. Want hij deed toen school is nog school is. Ja. Niet nou ze mannen niet, maar ik bedoel... Die ouwenste geweest, ja. Maar net hulle geïjdel en aan volgens hulle aantrek, ik was kwaai geweest in whatever. Maar dat heeft veroorzaakt op ouderdom. Ik was op de ouderdom van 12, 13 jaar oud geweest, dus ik betrokken bij een moordzaak. En de zaak heeft omtrent zo'n 5 jaar gelopen. Maar in die tijd van die zaak moest ik van mijn eigen veiligheid naar een verbeteringsschool toe geverwijs worden. En in die verbeteringsscholen heb ik nog een proef gekregen van gevangenschap. En dat heeft mij amper zo... En sorry goed, daar leer jij ook mos nog goed. Daar had ik toen nog met rechten misdadigheid betrokken geraakt. Ja. In die moordzaak was ik persoonlijk, ik was daar geweest, maar ik had niks gedaan. Maar omdat ik tegenwoordig geweest had, mensen mij nog gezien en obviously was ik nog accused in die zaak. Maar na 5 jaar is ons vrijgesproken op die zaak geweest. Ik weet niet hoor, dat was net goed wat aan wat aan zei daar ook. En ik was maar ik zei, jij zei moest er 5 jaar, maar ik zei dan die schade was klaar gedaan. Die schade was reeds. Want jij was nou jong, je had je verbeteringsschool toegestuurd, je was gevreemd, maar nou in die verbeteringsschool het je nou klaar, soos jy sê, tronkagtig gekom en het nog goed geleer daar binne ook. So dis nou eintlik meer skade wat aan jou gedoen gewees het as wat jy miskien buite sou gewees het, is dit so? Dis die waarheid, ja. Ek sal ook so. En na dit is ek kan nog mooi onthou, dat was in 1997 geweest, wat ek van die verbeteringsschool afkom, het was op Moedersdag, het was op 'n Sondag geweest. En ek ben by die huis gekom, my ma is bly, my ma en my pa is toe al uit mekaar uit al. My ma is woonagtig in die Somerset, dit was daar wat Business Park moes het. Was aan het 'n plaas geweest daar, my ma het 'n kamer daar gehad. En sy toe iemand anders in haar lewe gehad. En ek en die outie lekker mekaar verstaan nie. En die ma Sondag daar gekom en die Sondag het ek en een van my susters se mans gebeklei. Ik kom dus nog van die foam af en dat is nog foam boy en die goed is en feestlattery. En haar slaat ik nou die mannen ongelukkige blauw oog en dat mijn mannen ongelukkig gemaakt en dan moet je maar naar jouw pa toe gaan, als je zo aangaan en toen ik naar mijn pa toe. En mijn pa gebleven. Hij heeft nog niet veel gewaard van mij niet, want bij hem is het net geweest. Zijn zaak is een rechtezaak.
Jy moet net volgaan. As jy nie wil volgen, gaan maar aan soos jy wil aangaan. Na dit het ek so, dan is ek op straat. Kyk, ek is nou al toe al 'n veteraan in drugsroken. Toe rook ons nog blou bulle en golfstokke en flower buttons. Toe stik nog nie op. Nou wat is blou bulle en flower? Dat is nou Mendrix. Dat was die name wat hulle het genoem. Destyds sien. En toe se man nou al 'n verslaafde al reeds aan. En ek is, na daai is ek weer vir 3 jaar tronk toe. My ma het weer ingetree en maar toe die proefbeampte moet nou die saak moes nou nagaan, soos die welsyn dit moes nou insit, die proefbeampte moes nou kyk waar lê die fout. Toe sê my ma nou sommer stryd, maar sy kan nie vir my hanteer nie. Ek is onhanteerbaar want ek is toe nou al skooljaar klaar. Ek het nou al tatoeëermerkies op my liggaam en ek wil nou nie meer ander goed hoor, ek wil nou 'n dier, dis nou my beroep nou. En ek het 3 jaar gevangenisstraf gekry, ek is na 'n jeugsentrum verwys, na 'n brandvlei. Op brandvlei se tronk gekom, en daar wil hulle my ook nie hou nie, want ek is te moeilik daar. En hulle stuur my toe na maximum op Victoria, is 'n jeug maximum tronk gewees. Ek is toe daar en op die maximum het dit ook maar so gegaan. Maar gelukkig in die genadeheid van die Here het ek 'n medium geword en ek is oorgeskuif na die jeug medium toe. En daar het dit ook gegaan. En hoeveel oud was jy toe dan gewees? Dus ek so om by so 17, 16 jaar rond. En so het my lewe gegaan, Natasha, en ek is uit 2000 as ek uit die tronk het op die jaar 2000 en my pa gaan dood daai jaar. En die vader was die so mooi. My pa kom gaan dood. By my ma bly in 'n bungalow toe by my suster in die Wesbank. Wesbank het net pas opgemaak daai tyd. Dis die tyd wat Wesbank so rof gewees het. Ja. En ek was toe op 'n rol buite by hulle. En my pa gaan dood en ons begrawe my pa. En na my pa se begrafnis toe besluit ek ook maar ek wil ook al weer nie meer in Wesbank wees nie want hier gaan ek sien hier gaan ek doodgaan. Dis nou nie graag bouse lewe nie. Hier skiet die mense gaan nie, hier stiek hulle nie mes in Kapanga nie. En ek is toe terug graag bou toe. En na daai was ek weer betrokke in 'n moordsaak wat ek en nog 'n vriend is wat 'n vroumens wat gesterf het. En ek het so vir 2 jaar my parool gehad klaarmaak, in ander woorde, na my parool is ek vrygespreek weer op daai saak ook en ek is weer huis toe. En ek het seker net so 'n maand buite gewees, Natasha. My tye van buite van verbeteringsskool tot daai ouderdom toe. Toe ek nou al 21, daai tyd toe gaan jy groot volwasse tronke toe as jy 21 word. Nou ek is al 21 jaar. Ek kry toe 7 jaar. En in die 7 jare wat ek as raak ek nou 'n nommer nou en ek kom vind nou uit nou de groot ek is nou om Dota nou. Nou vind ek uit maar by om Dota weet ek toe anderste. Jy kan nie net hier 'n steppies wat jy moet klim. In die ranken sê hulle mos nee. Dis aan die goed en as ek nou maar wys. Ek sien so. Jy moet letterlik jy nou die generale en daai goed wat jy nou na toe op pad is, Nou my idol is nou daarna toe nou want ek is nou 'n nommer en ek sien die manne wat daar bo sit. Hulle is die manne wat gesag het in die tronke en hulle kan sê, hulle kan lê in gebandiet en vir my is dit iets wat ek wil koester. Ek het iets anders nie. Geleerdheid het ek myself afgekry geleenthede was daar, maar ek het my meer betrokke gehou by bendeaktiwiteite en op die einde van die dag het hy gemaak, Natasha, dat ek uitkom ek kom 2017, 16 kom ek uit die tronk uit en ek gaat die Citrusdal toe na die moord. En ons gaan werk nou lamoene pluk in Citrusdal en daar ontmoet ek 'n meisie. En ek is toe amper 'n jaar buite. En ek en die meisie los mekaar, want die seisoen is nou klaar daar. En ek is nou weer in Grabouw. En ek sê vir die meisie, as ek nou terug huis toe gaan, glo ek sy gaan my weer sien. Want die kans is goed dat ek kan in die tronk weer beland. Want daar is die ander werk in Grabouw vir my nie. En is net so en ek gaat weer tronk toe. En toe ek weer uit die tronk kry, ek dink ek kry 3 jaar het ek gekry. En ek kom weer uit die tronk uit. En soos iets my aanspoor en die tik
as mens sê baie drugsgebruik en jy slaap min. Ja. Dan beweer dat jy baie aktief. Het as saam nie glo nie, ek loop uitgerap bou uit, loop ek Woester toe. Ja. Weet jy nie? 10. Ja. Loop ek Woester toe. Met voete. Ek wil nou net sê, nou is jou voete na die tyd. Kyk, ek het 'n paar skoene en ek het 'n paar plakkies. Nou as ek voel die skoene raak te warm, maar trek ek weer plakkies aan. So dat is letterlik my spiere, maar die tik, ek het so baie adrenaline in my liggaam en laat ek nie voel wat ek moet doen. Ek loop Woester toe, ek is in Woester vir 'n tydjie. Daai is die tyd wat die Sokka World Cup aan is 2010. En daai manne in Woester kom ontdek, maar ek is op bende wat hulle 10 aan beklei. Maar ek het nie geweet hulle is in 'n bende oorlog betrokke nie. En op Kersfeesoggend het hulle my. Hulle gaan my nou na hulle hoofkwartiere toe vat. Maar by Woesterstasie het een van hulle hoë bendelede gebly. Wat daar in 'n hok gebly het, daar in die stasie, by die brug. En hulle vat my soen toe. En die ou wat hulle wil los by my, want die bende, daar kom toe 'n wit vrou met 'n kar wat vir hom gaan kerk toe vat vir die wat vir hom uitnooi kerk toe vir die Kersfees. En hy sê toe vir hulle, hou die man hier. Wag tot ek terugkom. En die man wat hulle toe los by my om vir my op te pas met die gun, hy ken toe vir my, was toe brandvleer, ons jeug daar saam in gevangenis gewees. En hy vra vir my nou die span, want hy sê, hey man, gaat julle nie aantrek, is Kersfees, is krisis man, staan uit, ek is reg hier, ek is hondemos hier, ek gaat die jongen hou en goed is. En hy sê vir my, jong Ronald, wat maak jy in Woester, jy is mos van Woester hier. En hy gee my toe die geleentheid om weg te halen. En ek haloop weg. En die weghaloop het ek my sommer gemaakt dat ek sommer 1 keer wat Citrusdal toe loop. En ek loop sommer Sirius pad om haar. Daar om en ek ga Touwsrivier hulle deur. En dis de voet Natasha. Ek is daar. En jy haikie. Ek haikie. Ek is, die tik het my nou al so confused al in die kop. Dat ek hy vertel vir jou alles. Yes, ek as boer die Piekenierskloof pas ook geloop. En ek is daar in Citrusdal en die vader, dis hoekom ek sê, ek prys die Here vir alles wat hy vir my doen. En hy is so goed, Natasha. Ek gaat mos nou terug na die meisie toe. Dis nou my gedagte. En ek kom daar die meisie te ander oukie. En sy is baie vies vir my wat nou ook daar is. En, want dis nou amper so, ek gaat nou dinge kom die mekaar. En die Tommy wat daar samen gestaan, hy het plaas toe. Hy sê toe vir my, nee, is alright man. Sy kan so maar by my bly. En hulle so pijsen met my, as jy moest die drugs uit toe uittrek, dan is hy voes, sy is kapot. My voete is seer. Seer, alles is seer, ja. Die mens het vir my wat 2 weke oor hele December in hulle huis laat slaap. Sure. Soggens as hulle week toe gaan, dan sê sluit hulle my, ek sluit toe. Dan sluit hulle toe. Dan gaan hulle sit vir my kos uit, hulle het my alles gegee. Net as een vandag sê ek dank die Here vir mense soos daai op my pad. En ek is soen toe, en so het ek my dogter se ma ontmoet. En ek het 'n verhouding met haar gehad, ek het permanente werk vir die eerste keer in my lewe gekry op 'n plaas daar. En dat het my lekker aangespoor, Natasha. Maar nou weet, relationships is emotional goed is. Sy kan nie, daar het ek ook gesien, ek sien het nou. Sy kan nie 'n recovering drug addict is of iemand wat met 'n probleem worstel is en dan is hy in 'n relationship met 'n persoon. Maar die vader het my gesien dat hy verhouding het met 'n dogter, 'n mooi dogter, 'n gesonde dogter, Veronique. En ek het die ma gelos, want die ma is nie meer op een dat die ma. En my hartse verlang as die vader moet nie, omdat hy contact met my verbind met my dogter. Ek het geen kwade gevoel tegen niemand of iemand die, maar dat is my hartse begeerte. En ek is weer terug Kaap toe gekom en weer in die tronk in 7 jaar. Sure. Eindelijk 10 jaar, waarvan 3 jaar opgescoord is. Ik was 7 jaar in de tronk geweest. Ik was nu 3 jaar schoon bij 3. Ik ga nu mijn 4e jaar. Ik was in augustus maand heb ik 3 jaar parool, mijn 10 jaar klaargemaakt. Het is nu mijn eerste jaar zonder parool. Ja. Weet jy nie, Ronald, ek luister na jou storie nie, en ek besef net hoe die vyand jou kom roof het om elke hoek en draai. Natasha, as ek self kan sien, dat is al die maniere hoe die duivel het jou kom roof op elke manier van 'n jong ouderdom
af het hy kom vat van jou af. Het hy Yes. kom roof van jou af. Het hy jou kom besig hou om in en uit in tronke in te kom wees en dis mos wat die woord van die Here sê dat in Johannes 10 vers 10 wat hy sê dat die Here het gekom om lewe en lewe in oorvloed te kom gee. Maar die vyand het gekom om te kom verwoes, te kom steel, to kill, steal and destroy, sê die Engels mos. So, hy het gekom om jou lewe te wil kom verwoes. Hy het jou gevat uit Grabouw uit om te stap onder die invloed van dwelms woester toe om jou dood daar te kon gaan kry. Moes my dood daar gekry. Maar toe die Here iemand op in 'n engel kan 'n mens seker maar sê vorm aan die ouetjie, al was hy ook in die bende, maar die Here het in sy hart gewerk om vir jou daar uit te kry, want dit was jou dood letterlik daar gewees. Letterlik my dood gewees, Natasha. Ek wat dag so terug dan gaan sien ek hoeveel male het die Here jou gered met daar kom uithaal uit die dood het, so te sê. En weet ek kom uit die 10, ek kom in die 7 jaar uit, nee, ek tel in die tronken op die jaar 2020. In die COVID en is niemand mag uit die tronken uit na hospitale toe gegaan en goed die. En die taak mag het kom skit en Natasha, dat is baie evil as 'n taak mag kom skit op 'n tronk, want hy mense is gemaskerd, sy kan nie, hulle het die naamboordjies nie, niks nie, sy kan nie sê is die man of die man nie, want ek het gesien ek verloor 'n saak, net so wat ek gemaak het op 10 hulle. En hulle het my brutaliteit toe oor my gebruik, hulle het my geslaan vir goede wat net oor die sterretjies op my skouers. Hulle het my letterlik oor dit, hulle het my afgeknou, gespuit. En hulle het my geslaan en my hand het seer gekry. En aangezien het nou COVID gewees in die tronk. Kan jy nou nie uitgegaan het. Het die Otli suster gevra of ek dan in die hospitaal van die tronk kan kom slaap, want dan kan hulle my miskien beter help. En ek het daar geleë, onbewustelik laat ek TB opgetel het in die tronk. En dan oos het tamelik getik in die tronk. Want dit was soos letterlik soos 'n game vir my gewees. Ek kry nie besoekie, ek worry ook oor niksie, en verstaan Natasha nou. En ek was baie lief, my hand was seer, ek was lief om te slaap op my rug, my hand op my bors. Onbewustelik het die TB, die soeit, as teermiddel van die soeit gaatjies, toe trek die TB in my gewrig en my been gewrig in. En my hand begin om vieslik soeil, en as 'n level is level 5, niemand mag nêrens beweeg. En die Vader bestuur weer daar die hand van die Here ook weer kom. Laat ek moet die Otli stry en beklei. Laat dit so moet kom, laat die beampte van die seksie moet agterna vir my sê, maar kom ons gaan vra vir verskoning, want ek sien hy het pyn, man. Dat hy man jou kan help. En hy bewerkstellig het so, dat die Vader het moontlik maak, dat ek kan hospitaal toe gestuur word vir extra reis. Maar nou voor jy nou uit die tronk gaan, moet jy nou 'n klomp toetse, die gaan, dis TB toetse, dis dit. Alles dit, ja. Jy moet ingespuit wees vir koues en goedes, alles daai goede die gaan. En terwyl ons nou wag vir die results, vind hulle uit ek het TB. Maar hulle weet nog ek het TB in my hand. So nou sit eers hy paar dae van isolation en almal hy goede, en na daai nou kan ek maar hospitaal toe gaan om plate te vat. En ons kom by die hospitaal en hulle vat plate van my hand en die spesialiste kyk die plate en hulle roep dokters en hulle stuur die plate na ander hospitale toe en spesialiste. Hulle kan nie verstaan wat is die nie, en hulle die een het gesê is 'n beenverwoestende pynsindroom, want hulle kan letterlik my beenstruktuur in my hand gesien het, soos die vullis, hoe kan ek nou sê, die vullis opgepak het in my hand, man. Hy kry mos nou nie behandeling nie. En dan kom toe 'n jong dame in, 'n dogter, en sy vra my of sy 'n naald in kan druk. En sy druk 'n naald in en sy trek 'n buis vol van die vloed uit. En sy vra vir my, weet jy wat is die? Ek sê, ek weet nie hoe nie. Sy sê, jy gekry toe hand gebreek. Ek sê, ek kan nie sê, niks sê nie, want ek kan ook nie sien op die plate nie. En sy sê vir die beampte, maar ek is jammer, die man kan nie terug tronk toe gaan nie. Al moet die man nou heelweek op 'n stoel sit ook in die hospitaal wat oorvol is, maar die man moet binne aardse antibiotika kry. En op die manier, wat hulle nou die vloers weggestuur het en het terugkom vind hulle uit as TB wat ek op my bene nie. En dit het gemaak dat ek heeltemal die gebruik van my linkerhand kan verloor of gebruik word. Maar nietemin, ek het uitgekom en jy weet die Vader is so goed, ek het die adres gehad. My ma het 'n plek van my eie gehad, sy het dan by hier gebly, dan daar gebly. En die mense wat sy by bly,
as familie, hulle ken my background, hulle soek nie vir my daar nie, want ek is onhanteerbaar. Ja. Hulle kan nie vir my controle nie. En sy het so geleen voor die Here en gebid. En dit het baie lang gevat. Binnen 2 jaar van my ma, na 30 jaar het my ma terug na Boute gekom. En vir haar het nog nie 2 jaar gekos en haar tot sy huis. Wow. En ek bel eendag my suster en sy sê, weet jy wat, nie vir jou ma sê nie, maar ek het 'n verrassing vir jou. Jou ma gaan dit geteken vir jou, want die mense het klaar mense gestuur om te teken. En ek was uitgekom op 'n rol. En van die dag, Natasha, het ek nog aan mekaar, ek kom getik uit die tronk. Die dag wat die wind so ernstig aan Grabouw waai, dat is op die 8de Julie geweest, 2021. Dus ek in Grabouw en my hemse knope waai eindelijk op die hooi wat ek hastig is om by die tikmargins uit te kom. Uit die tronk uit? Uit die tronk uit. Nou die tronk Gimien was nou die 20 randje, dat is nog wat transport, miskien nie die dorp uit of ja, so. Nou. Ja. Ek het nou net een ding in gedagte, 20 rand, die strook kost 20 rand. Ek gaat nou tikmargins toe en ek is dan nog getik. En ek het dus getik soen toe. Maar my lewe, die Here het 'n regteware wonderwerk in my lewe kom doen. Ja. Vir my het dit gekos, ek het klomp dinge die gemaak in die 3 jaar wat ek hier buite is, maar in die kort tydjie wat ek by die Here is. Ja. Het die Here vir my kom wys 'n wonderwerk. Hy is waarlik 'n God. Hy is nie net 'n God woordelik sê, hy is 'n lewendige God daai. Amen. En hy het my kom optel Natasha, ek het nog nooit so vet geïs soos ek nou is. Of nog nooit die gewig gehaal soos wat ek nou het. En elke dag nog kan die mense, die prysies wat die mense, hoe jy lyk mooi, jy pas mooi. En wat gebruik jy, wat doen jy nou? Mense kan sien jy rook nie meer en die aansporing. En ek wil gebruik maak van die geleentheid om baie dankie te sê vir almal Changing Lives, se fasiliteerders, die ondersteuners en die mentors wat daar is. Want hulle het dit vir my aan mekaar, het hulle vir my met oop arms ontvang. Natasha, ek is in en uit, soos ek tronk in en uitgeloop het ek Changing Lives in en uitgeloop. Want ek het geloop met die doel, ek gaat skarrel. Dat moes altyd 'n ek gaan vir julle gebruik, Ja, nou, kyk, ek gaan vir julle gebruik. Julle dink julle gaan by my reg kry. Ek tik. Tot jy nie tot jouself gaan kom en besef. Toe dit vir my kom regtig om sien, tot ek kom sien sy is ook 42 jarige man. Jy het niks agter jou naam. Ja. Dit wat hier in die huis is jou ma se. Jy het niks bydrae gelewer hierby nie. Jy kom vat nog uit weg om te gaan wegdra by die mense. As dit wat God wil hê, jy moet doen. En ek wil so graag my meisiekind weer ontmoet. Gaan dit vir haar, die moeite weet wie om vir jou op te soek en sy lyk so, gaan sy vir jou so kom kry in die lewe. Maar die Here is wonderbaarlik goed. Hy kom deur. Amen. Jy mag, dit is baie maklik. Ek het my verlossing gekry met bekering. Daar is nie 'n ander manier. Ek het al 20 keer, ek kan net sulke dik boeke skryf. Oor hoeveel keer ek al probeer het om dit uit jou eie uit te doen. Amen. Maar die dag toe ek die Here in my lewe aanneem, by Changing Lives. Ek bekering kom Natasha, van die aandag het ek nooit weer lus gekry vir 'n tikpypie, 'n badinpypie of 'n daggapypie. Sy is vir 'n bietjie drankie. Tot nou nog toe het ek nie nog goeie craving gekry. Ja, ek struikel nog 'n bietjie met my sigaretjie en so, maar dat is die einde van die wêreld. Die Here het sy tyd. Amen. Maar Ronald, ek luister na jou storie en ek dink net, daar's 'n lied wat sê only by grace can we enter and only by grace can we stand. Is net die Here se genade wat vir jou gehou het en ek luister na jou storie en ek dink dat as almal maar net op hy punt kan kom daar waar jy gekom het om te besef en te besluit maar wat soek ek hier? Hoekom is ek nou nog hier? Na 20, 30 jaar. Wat soek ek? Wat wil ek dan nou nog hê? Dan sal jy besef as niks. Daar is niks anders as Jesus Christus. Daar is niks anders nie. Ons het nou so 2 weke gelede 'n dametjie van 40 jaar oud begrawe wat haar lewe verloor het. En ek besef dat hoeveel keer staan die Here by jou deur en klop? Hoeveel keer staan die Here en sê vir jou Ronald, is tyd. Nou op die regte tyd het Ronald gekom, maar hoeveel Ronalds is daar wat nie 'n kans gehad het om terug te kom het
om hulle storie te kom deel het nie. Hoeveel lê vandag 6 voet onder die grond, maar hulle het die kans gehad om hulle storie te kom deel nie. Mag die Here jou ryklik seën, Ronald, en hou aan met dit wat jy doen, hou aan jou storie deel, hou aan jou storie vertel. En ek vertrou dat die Here jou dogter ook op jou pad gaan bring, dat jy kan reconcile in Jesus naam. En dat sy ook kan sien dat pa wat sy het, wat sy lewe omgedraai het. So mag die Here jou ryklik seën en dankie dat jy ook jou tyd afgestaan het om vandag jou storie te kom deel. Dankie, Natasha. Dit was dan mense in ons stories saam met my Natasha Fiek. Ronald May was my gas vandag. En onthou as jy nog een van hierdie boeke het nie, mense in ons stories, Woman Who Has Gone Through the Fire, 3rd edition, en ook my storie oor my eie dogter se lewe, A Mother's Love, What a Mother Wouldn't Do. So baie dankie dat jy ingeskakel is. Onthou, deel saam met vriende en familie. Gaan kyk op my YouTube kanaal, Women After God's Own Heart. Daar is al die video's van mense in ons stories en ook mense in ons stories YouTube kanaal en Facebook blad. Gaan loer gerus daar en gaan like dit ook en share met vriende en familie. Baie dankie, die Here seën vir jou.